In die nuus vanaand, die presidentsie erken dat daar nie genoeg vordering gemaak is met die indiensneming van jong mense nie. Die kunstenaar Willie Bester hou sy eerste solo-uitstalling by die Kasteel de Goede Hoop. Goeienaand en baie welkom. Die presidentsie sê daar is vordering gemaak om deur die presidensiële jeugwerkskepingsprogram volhoubare werk vir die jeug te verskaf. Die getalle van die wat daardeur bevoordeel word is egter nog te min. Die adjunkminister in die presidentsie, Nonkeba Mhlauli, het die vorderingsverslag vir die 4de kwartaal van 2024-25 bekend gemaak. 1.607.000 werksgeleenthede is die afgelope 5 jaar deur die jeugagentskap geskep. Volgens die presidensiële vorderingsverslag is 76.000 werksgeleenthede in die eerste 3 maande van jaar geskep. They are not as great as we would have wanted them to be, but we are seeing that we are making a difference, and I think that's most important. You would know that the quarterly labor force survey actually did Stats they actually did report that we do have a 0.2% decrease in the official unemployment rate in the country, and that 122,000 jobs were created in the 4th quarter of 2024. In samewerking met die Nasionale Jeugagentskap, die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en die Jeugwerkverskaffingsdiens, ontwikkel die agentskap jong entrepreneurs, bied indiensneming ervaring vir gegradueerdes en finansiële steun vir jong mense om ondernemings te begin. The first real prerogative is to get economic growth, because economic growth translates to jobs. And our sister program, Operation Vulindlela, phase 2 of Operation Vulindlela was launched 3 weeks ago, is implementing structural reforms that will grow the economy. And so on the economic growth front, Operation Vulindlela will unlock economic growth. But it's important that as the economy grows, young people benefit from the jobs that are created. And we have seen in the last 16 years that that actually hasn't been the case. Jong mense word aangemoedig om te registreer op sayouth.mobi, 'n gratis platform vir meer inligting oor die presidensiële jeugwerkskepingsprogram. Intussen het byna 200,000 jong mense vandag by 20,000 skole landwyd as onderwysassistente begin werk. President Cyril Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief gesê die basiese onderwys indiensnemingsinisiatief is 'n bewys van die regering se vermoë om die werkloosheid onder die jeug aan te spreek. Die inisiatief, wat in 2020 geloods is, was vir 'n jaar stopgesit. Die program bied werkservaring aan jong mense wat die arbeidsmark betree en bied vaardighede soos tydsbestuur, spanwerk, probleemoplossing en rekenaarvaardighede aan. Ramaphosa sê werkgewers moet jeugdiges mentor en sê ook die regering moet jong entrepreneurs ondersteun. Kelly Smith, Jack Winnopoulos en Stevino van Ryn het hulle eerste naweek agter tralies deurgebring vir die ontvoering en mensehandel van Jocelyn Smith van Saldanha aan die Kaapse Weskus. Die 3 dien lewenslange tronkstraf uit nadat die staat daarin geslaag het om hulle skuld te bewys en die maksimum vonnisse te bekom. Ontvoer en verkoop deur haar ma, pa-figuur en hul huisvriend. Diegene wat Jocelyn moes beskerm, die nou lewenslange tronkstraf uit. Hulle kon nie hul onskuld bewys nie en het ook hul swygreg toegepas. Die staatsaanklaer, wat onverpoos gewerk het om 'n maksimum vonnis te verkry, sê die saak is uniek. You're working on a missing child case, and that investigation is still active and very much alive. And the fact that we don't have closure, the fact that we haven't found the child is obviously something that weighs heavily on us as mothers, as we both are. And the emotional intensity of that cannot be stated enough. You carry the silent presence of this child through every witness, through every preparation in the matter, and you can't lose focus that is what this case is about.
Die Jocelyn-saak was belangrik om die wet ten opsigte van mensenhandel in Suid-Afrika te toets. Hierdie was die eerste saak waarin ons kon vervolg vir mensenhandel waar 'n kind verkoop is en die kind nog nie teruggevind is nie. Daar was 3 vorige ongerapporteerde beslissings, 2 in die Hooggeregshof in Pretoria en 1 in die Streekhof in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, waar daar 'n lokval situasie gestel was. Want gelukkig was die koop gerapporteer aan die polisie. So hulle kon 'n polisieagent aanstel en die polisieagent het dan die transaksie gedoen en die oomblik wanneer die kind oorgelewer is of oorhandig is aan die polisieagent, was die arrestasie uitgevoer en die kind was ongedeerd. Hoewel die 3 nou agter tralies is, moet die hof nog beslis of Laurentia Lombard, wat staatsgetuie geword het, vrygeskeld gaan word van vervolging. En dit gaan 'n aparte ondersoek aangehoor word. So dit is die uitsondering op die normale reël. En dit sal beteken dat sy, mevrou Lombard, sal teenwoordig wees, ons van die staat en ook die verdediging sal teenwoordig wees en dan het regter Erasmus ook aangedui dat hy sal versoek dat juffrou Lombard ook regsverteenwoordiging het. Indien die veroordeeldes gaan aansoek doen vir verlof tot appel vir die skuldigbevinding en vonnis, moet hulle dit binne 14 dae sedert vonnis doen. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die aanwysing van Dr. John Hlophe as een van die MK-party se verteenwoordigers in die parlementêre regterlike dienskommissie was ongrondwetlik en is ongeldig. Die DA het die Wes-Kaapse Hooggeregshof genader oor Hlophe se aanwysing by die RDK. Die party is gesteun deur Freedom Under Law en Corruption Watch. Die hof het beslis dat volgens die grondwet die nasionale vergadering nie vir Hlophe mag aanwys om in die RDK te dien nie. Hlophe en die MK-party is gelas om koste te betaal. Hlophe is in Februarie verlede jaar uit die kommissie geskort nadat hy skuldig bevind is aan grove wangedrag. In Durban Deep, Rodepoort in die weste van Johannesburg ondersoek die polisie die omstandighede rondom die gruisame dood van 'n 14-jarige meisie, Lekona Fosse. Fosse is Saterdag as vermis aangemeld, waarna haar verminkte liggaam gister in 'n oop veld gevind is. Die Gautengse Onderwysdepartement bied sielkundige ondersteuning aan die Fosse familie en gaan ook help met 'n gedenkdiens wat later die week gehou sal word. In die Gqeberha Hooggeregshof in die Oos-Kaap is die heropening van die geregtelike ondersoek na die dood van die Kraddock 4 hervat. Dit is die 3de geregtelike doodsondersoek na die wredemoorde op Matthew Goniwe, Fort Kalata, Sicelo Mhlauli en Sparrow Mkonto in 1985. Die eerste een wat tydens apartheid gehou is en die tweede in 1993 het niemand aanspreeklik gehou nie. Die families en ander het vroeër vanjaar 'n regsgeding teen die staat aanhangig gemaak. Die regering is daarvan beskuldig dat hulle nie misdade uit die apartheidstydperk ondersoek en vervolg het, ingevolge die Waarheids- en Versoeningskommissie se verslag nie. 'n Terplaatse ondersoek gaan môre by die huis van Goniwe begin. En nou na die buiteland. Die verskerpte aanvalle tussen Rusland en Oekraïne die afgelope 2 dae laat die vooruitsigte vervaag van 'n spoedige skietstilstand. Die tweede ronde van die eerste regstreekse samesprekings tussen afgevaardigdes van die 2 lande in Istanbul in Turkye het minder as 'n uur geduur. Oekraïne se minister van verdediging Rustem Umerov het na die vergadering gesê sleutelkwessies kan slegs opgelos word tydens 'n beraad tussen die 2 presidente. Hy het voorgestel dat die vergadering aan die einde van die maand gehou word. Tydens die vergadering is wel 'n ooreenkoms bereik om nog oorlogsgevangenes uit te ruil. We agreed on the exchanges and soon we will inform about the details of the exchanges. We focused on those who are severely damaged, who are ill. We focus on the categories of the young people and another categories and exchanges of the bodies of the people who died.
Tydens die hommeltuigaanvalle is onder meer 40 strategiese Russiese bomwerpers vernietig. Videomateriaal wys 'n hommeltuigaanval op 'n lugmagbasis buite Irkutsk in die suide van Siberië. Gelyktydige aanvalle is uitgevoer naby Murmansk in die Arktiese gebied en nog 2 lugmagbasisse nader aan Moskou. 117 hommeltuie is glo gebruik, waarvan talle van vragmotors naby die vliegvelde afgestuur is. Rusland het Saterdag nag 472 hommeltuie en 7 missiele op Oekraïne afgestuur. Dit is die grootste getal hommeltuie in 'n nag sedert die begin van die oorlog. By far the most significant attack that Ukraine has mounted to date against Russia's long-range strike forces. The long-range aviation force, as part of the Russian aerospace forces, so their bomber fleet, is extremely heavily tasked against Ukrainian targets with large salvos of air-launched cruise missiles, and has been so literally throughout the entire war. They're also one leg of Russia's nuclear deterrent, the air-launched cruise missile leg with what we would term AS-23 or KH-102 nuclear missiles, or KH-101 conventional cruise missiles. Oekraïense president Volodymyr Zelensky woon vandag 'n vergadering van lede van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie in Vilnius in Litouwe by, ter voorbereiding van NAVO se beraad later die maand in Den Haag. Tydens die beraad sal die toelating van Oekraïne tot NAVO een van die belangrikste besprekingspunte wees. Nuwe wetgewing kan e-sigarette se rookie smoor en die brandstofheffing demp goeie nuus oor die brandstofprys. Dit en meer net hierna. Die Departement van Gesondheid sê hy hoop dat die wet op tabakprodukte en elektroniese afleweringsstelsels binnekort bekragtig sal word. Die wet sal nie net rook in alle openbare plekke verbied nie, maar ook die verkoop en verpakking van alle tabakprodukte, insluitend e-sigarette, streng reguleer. Die departement het 'n spesiale geleentheid in Midrand gehou as deel van sy stryd teen rook. Wêreld Geen Rookdag word op 31 Mei gevier. Die adjunkminister van Gesondheid, Dr. Joe Phaahla, sê die toename in die gebruik van elektroniese afleweringsstelsels insluitend e-sigarette en hookahpype is kommerwekkend. In terms of this legislation, it will now, once it is passed, it will be compulsory that while we talk about plain packaging, but it will be compulsory that all cigarette packets must show, in very clear, the destroyed lungs, the legs which are being amputated, all those pictures, the cancers on the mouth and all that, it will be compulsory that they must be on the package. Burgerlike organisasies sê gemeenskappe moet ingelig word oor die gevare van rook. Sommige van hulle waarsku dat die nuwe produkte soos e-sigarette selfs groter gesondheidsgevare inhou as tradisionele sigarette. Think about cancer. Using tobacco products is one of the most single preventable cause of cancer. So we definitely need to create and educate more of our communities on the harms of tobacco products. They must never be tempted to use anything in the name of entertainment or in the name of cool, because these new emerging products are actually harmful. Remember, they even use synthetic nicotine, which travels faster to your brain, and it is one of the most dangerous things, because now you will be addicted to something which is expensive as well, and then you will end up wanting to transition to something cheaper, which is of course a simple cigarette. Die gesondheidsgevare van rook sluit onder meer kanker, longkwale, hartsiektes en geboortekomplikasies in. Die Departement van Minerale en Energiebronne sal na verwagting môre 'n klein verlaging in brandstofpryse aankondig. Voorlopige data van die Sentrale Energiefonds dui op 'n 19 sent per liter daling in die petrolprys en 'n 51 sent per liter daling in die prys van diesel. Dit sal egter gedemper word deur die brandstofheffing wat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, in sy begrotingsrede aangekondig het. Die algemene brandstofheffing van onderskeidelik 15 en 16 sent per liter vir diesel en petrol tree Woensdag in werking. Dit kan egter in die wiele gery word met die dringende aansoek wat die EFF by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien het
om die heffing teen te staan. Godongwana sê sonder die heffing sal daar 'n begrotingstekort van 3,6 miljard rand wees. 'n Verlaging van 19 sent per liter in die petrolprys sal dus slegs 'n 4 sent per liter daling by die petrolpomp tot gevolg hê, terwyl 'n 51 sent dieselprysverlaging tot 'n daling van 36 sent per liter sal lei. Die vervaardigingssektor toon steeds tekens dat dit onder druk is. Die Absa aankope bestuurdersindeks was vir die 7de agtereenvolgende maand onder die neutrale 50-punt merk. Die indeks het met 1,6 punte tot 43,1 in Mei gedaal. Ekonome meen die lesing dui daarop dat die vervaardigingssektor steeds sukkel ondanks 'n opflikkering in sekere sektore en 'n klein verbetering in aanvraag. Maar uitvoerverkope het steeds teen 'n vinnige tempo agteruit gegaan. Die negativiteit in die sektor sal waarskynlik bydra tot 'n swak BBP-lesing vir die eerste kwartaal in die data wat Statistieke SA môre bekend maak. En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Die skilder, beeldhouer en collage kunstenaar Willie Bester het sy eerste solo-uitstalling by die Kasteel de Goede Hoop gehou. Bester het al wêreldwyd uitgestal. Hy span sy kuns in as 'n wapen teen apartheid en sy uitbeeldings van die menslike liggaam, persoonlike ervarings en wêreldgebeure dien as 'n spieelbeeld van die samelewing. Sy jongste versamelingwerke kan nou deur Suid-Afrikaners besigtig word. Bester se werk is onder meer geïnspireer deur sy grootwordjare in townships, waar hy sê mense bloot vergeet is. Sy uitstalling, The Human Condition, is inpas met sy lewenslange roeping om uiting te gee aan die wêreldwye onreg, pyn en verdriet. As jy na iemand toe gaan wat verskeurd is, hoe help jy hom? Jy kan hom dokter toe vat, jy kan krye gebruik, jy kan baie dinge doen. Ek kan gee vir jou daai stilte. Kan gee vir jou daai ruimte waarin jy in stilte kan kommunikeer met onreg. Bester sê, hy sal voortgaan om uitdrukking te gee aan die donker verlede, maar ook die donker gebeure wat tans wêreldwyd uitspeel. Daar is aktiewe pogings om die kasteel, eens 'n plek van eeuwelange onderdrukking, te omskep in 'n ruimte waar mense hulle self vrylik kan uitdruk. Dr. Willie Bester se kuns is dan daai geveg tussen die verlede en die toekoms en natuurlik hoe ons 'n beter samelewing kan skep. Kunstenaars soos Dr. Willie Bester, poets, musiekmense moet nou instaan en die stem van die gemeenskappe wees, veral waar die politici die gemeenskappe gefaal het. Die uitstalling is oop vir die publiek tot die einde van Julie. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Ons sportsegment volg net hierna, asook die weer vir môre. Bly by ons. Die Bafana afrigter Hugo Broos gaan sy span se 2 vriendskaplike internasionale wedstryde gebruik om nuwe spelers te evalueer. Die Bafana speel Vrydag teen Tanzanië en volgende Dinsdag teen Mosambiek in die Pieter Mokaba Stadion in Limpopo. Die Mamelodi Sundowns spelers is nie beskikbaar vir die toetswedstryde nie, wat Broos genoop het om 'n hele paar Orlando Pirates in te sluit. Baie van die spelers is vir die eerste keer in die nasionale span ingesluit. It's a great opportunity for the new players who are with us and also the young players. There is no pressure. We play friendly games, so the result is not that important.
And from our side, I will give every player the same playtime. It's a little bit difficult for goalkeepers, but even there, we will try that every goalkeeper is playing. Luke Leroux en Samukelo Kabini, wat in Europa speel, sal môre by die span aansluit. Pirates en Kosinati Sibisi is as kaptein aangewys vir Vrydag se wedstryd. En dis dan waar ons vanaand moet groet. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, 'n koue front beweeg oor die westelike dele van die land met enkele buie wat verwag kan word in die Weskaap. Lig tot matige wind kan verwag word in die binneland asook langs die kus. As ons kyk na môre, die koue front beweeg deur van die weste na die ooste met versprei tot wyd verspreide buie wat verwag kan word in die dele van die Ooskaap asook aan die kus en in die aangrensende binneland van die Weskus. Oggendmiskole kan ook verwag word in dele van die Weskus, andersins kan bewolkte toestande verwag word. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir vandag deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir hewige duinings en dit kom voor in die suidkus, so wees asseblief versigtig want dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n koel dag kan verwag word, temperatuur in die laat 20s, Johannesburg en vir Enspring se maksimum daar is 21. Dan beweeg ons al in Limpopo, dit is 'n sonnige dag wat hier verwag kan word, koel tot warm, Messina te maksimum van 30 grade, Polokwane te minimum van 4 met 'n maksimum van 27. Dan in Mpumalanga, dit is warm in hierdie provinsie, die kook styg tot 30 grade in Skukuza, 'n sonnige dag kan ook verwag word. Dan beweeg ons kuslangs na KwaZulu-Natal, dit is koel tot warm, Durban het 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 23. In die Ooskaap, 'n koel dag kan verwag word, ander gedeeltelik bewolk met bewolkte toestande, Willem het 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 16. In die Weskaap, 'n koue dag kan verwag word, onthou asseblief die waarskuwing wat uitgereik is vir die hoë duinings, daar kan ook versprei tot enkele buie verwag word kus langs. Woester het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 18 grade. Dan beweeg ons na die Noord-Kaap, 'n koel dag kan verwag word, dit is ysig oornag in Sutherland met 'n minimum van -7 en 'n maksimum van 14 grade. De aardse maksimum daar is 21. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koel dag kan verwag word, temperatuur in die laat 20s, Welkom asook Bloemfontein het 'n maksimum van 21. Dan laastens Noordwes, temperatuur in die laat 20s, Rustenburg se maksimum daar is 23 grade, Ottosdal het 'n minimum van 5 met 'n maksimum van 21. Dit is in elk van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.